Goeiedag geliefdes, ek is Dominee Jacques Bell van die AP Kerk de la Rywel en Stella en vandag lees ons saam Filippense 1 vanaf vers 21 tot 26. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek sal kies, weet ek nie. Want ek word van weerskante gedring. Ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar om in die vlees te bly is nodiger om julle ontwil. En dit vertrou en weet ek, dat ek sal bly. Ja, saam met julle almal sal bly, tot julle bevordering en blydskap in die geloof, sodat julle roem oor my oorvloedig kan wees in Christus Jesus, deur my teenwoordigheid weer by julle. Sover die woord van die Here. Liefdes, gister het ons vir mekaar gesê dat die dood 'n realiteit is en dat dit vir ons 'n wins is wanneer die lewe Christus is. En verder sê Paulus dan, vir hom is dit beter, verreweg beter om heen te gaan en met Christus te wees. Maar solank as wat hy op aarde is, solank as wat hy nog by die gemeente van Filippi is en by al die ander Christene, is dit voordelig vir hulle. Dis vir hulle voordelig, want hy doen die werk wat die Here hom na toe geroep het. Hy is 'n apostel, 'n getuie van die werk en lewe van Jesus Christus, en hy dra hierdie getuienis uit, sodat elke knie voor hom sal buig en elke mond sal bely wie die Here Jesus Christus is. En geliefdes, dit is vir die wat rondom hom is baie voordelig, want uiteindelik is hy die evangelie wat hulle hoor. Deur hom ken hulle vir Christus. Deur hom keer hulle lewens na Christus toe. Deur hom word die lewe vir hulle Christus en daarom die sterwe 'n wins. Nou, geliefdes, Paulus was een apostel. Hierdie teks is ook van toepassing op ons. Hoe leef ons? Leef ons dat die lewe so Christus is, dat dit voordelig is ook vir almal rondom ons? As hulle ons sien, as hulle hoor wat ons sê, as hulle kyk en sien wat ons doen, is dit vir hulle deel van die evangelie wat hulle hoor? Want geliefdes, dit is heel moontlik vir baie mense, die enigste Bybel wat hulle vandag lees, is deur jou te bestudeer. En daarom is dit ook ons as Christene se verantwoordelikheid om nie die werke van die vlees na te jaag nie, maar die vrugte van die Gees te dra, sodat almal God daardeur kan leer ken. Hom kan verheerlik, dat dit vir hulle ook voordelig sal wees. Daarom nooi ek jy uit. Gaan vandag, gaan praat net met een mens, gaan praat met 2, gaan praat met 5, gaan praat met soveel mense as wat u kan oor die Here Jesus Christus, want dalk is u soos Paulus die rede dat een tot bekering kom en daarom die dood ook as wins sal hê. Mag die Here ons ook in hierdie taak gaan lei. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, is vir ons verreweg om, soos Paulus sê, na u toe heen te gaan, met ons Here Jesus te wees en Here om die lewe agter te laat. Tog weet ons dat solank as wat ons hier is daar 'n doel. Ons het nog baie om te doen, ons het nog werk wat voor lê en ons groot opdrag is: wees my getuie. Vertel die wêreld van wie u is. Here, gee dat ons daai opdrag sal uitleef oral waar ons gaan. Neem ons, lei ons, dat ons ook aan almal om ons Christus as lewe verkondig, sodat die dood ook vir hulle die wins kan word. Here, ons bid dat u onsself sal gebruik as instrument in die hand, lei ons en gee ons wysheid en krag om dit te doen. Ons bid dit alles nie in onsself nie, maar alleen in naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Seën vir u. Totsiens.